En toe hy 'n skare hoor verbygaan, vra hy, wat is dit? En hulle vertel hom, Jesus, die Nasareëner, gaan verby. Toe roep hy uit en sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die wat voorloop bestraf hom, dat hy moet stil bly, maar hy het harder uitgeroep. Seun van Dawid, wees my barmhartig. En Jesus het gaan staan en bevel gegee, dat hy na hom gebring moes word. En toe hy naby kom, vra hy hom, ons dierbare hemelse Vader, u woord is geopen. Here, ons het u nodig. Ons het u so nodig. Here, ek bid vir 'n laar van die engele hier om Philadelphia se gemeente vandag. Mag ek minder word en u meer, en mag u verheerlik word. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Hartlike goeiemôre aan elkeen van julle. Ek weet dit is koud. En ek voel soos 'n opgestopte wors. Myself geleier met klere. En ek staan in die motorhome vanmôre en ek kyk so in die spieël. En ek sê van Amanda, het lyk of ek gewig opgetel het. Sy sê, daar's niks fout met jou oë nie. Maar ek weet, dit is koud. En ons trek maar 'n bietjie warmer aan. Want dit is lekker om warm te wees. En as wanneer ons so by mekaar is, en ons loof en prys die Here, en ek kyk so oor almal wat hier sit, dan sien ek blydskap, ek sien bekommernis, maar ek sien dankbare harte. Harte wat dankbaar is, want die Here is met ons. En dit is moeilik om daarbo te sien, mens sien nie altyd so lekker nie, maar welkom aan julle wat daarbo ook sit. Dit is goed om julle te sien in die huis van die Here. Dis 'n voorreg. Ons weet nie hoe lank ons hierdie voorreg nog gaan geniet nie. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. As vandag se boodskap 'n titel kon gekry het, en wat ek so aangepas het tot die beste van my vermoë, is die bubbel het gebars. En ek bel vir Ilse, of ek stuur vir haar SMS, en ek sê, ek soek iets wat kan bubbles maak. Sy sê, sy het vir my iets, nou soek ek dit self. Ek weet nie, wie van julle het al met bubbles gespeel? Wie het nog nie met bubbles gespeel nie? Julle weet wat gebeur as mense bubble blaas. Ek weet nie of ek dit nog kan doen nie. Ek weet nie, ek kan dit doen nie. Wow. Pragtige bubbles. Pragtige bubbles. Die unieke ding van 'n bubble is, hy bly mooi vir so rukkie. En dan bars hy. Wie kan vir my sê, wat het van die bubble geword? Waar is die bubbles wat ons nou net geblaas het? Die bubble is weg, hy bars. Hoeveel van ons het 'n bubble? 'n Bubble waarin ons leef. 'n Bubble van verwagting. En soos ons gedeelte gesê het, 'n verwagting van 'n man wat blind is. 'n man wat nie kan sien nie.
wat sy gehoorsintuie verskerp is, wat hoor, hier's iets wat gebeur. En hy vra vir dies wat om hom is, wat gebeur, vertel my wat gebeur, wat is hier wat verby my gaan? En 'n man sê, dis Jesus die Nasareëner wat verbygaan. Hy het 'n babbel dat hy wil sien. 'n Babbel wat sê, ek het 'n verwagting van Jesus van die Nasareëner. Ek het gehoor, hy kan mense aanraak en hy kan sien. 'n Babbel wat hy het, wat hy na uitsien. Maar o wee, die mense wat voorloop en hoor dat hy roep en sê, Jesus, seun van Dawid, hoor my, seun van Dawid, en hulle berisper hom. Bly stil, hy's besig, die mense, sy babbel is weg. Nee, kan nie wees nie. Maar hy gee nie op nie. En hy volgende oomblik roep hy harder, Jesus, seun van Dawid, hoor my. En weet julle wat? Soos Jesus verbyloop, kom hy tot stilstand. Hy kom en hy staan stil, doodstil. En dit is soos het iemand my geroep? Is daar iemand wat geroep het? Ja, dis die blinde man, maar los hom, hy is blind. Hy het gesondig, hy het u nie nodig nie. Dis nie nou belangrik nie. Jesus het gestop. Hy staan stil, hy gaan nie beweeg. Bring hom na my toe. En terwyl hy na hom toe gebring word, is die vraag. En hy vra hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hoeveel van ons sit nie hier vanmôre met daai begeerte van ons is 'n babbel en ons roep uit, Jesus, seun van Dawid, ken my omstandighede. En Jesus kom tot stilstand en hy vra vanmôre, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat is julle begeerte? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wie van julle het al 'n babbel gehad, wat julle hierdie groot vooruitsigte gehad het, en nog steeds het? Ek kan van so 'n babbel praat. 'n Babbel van 'n begeerte van getroude lewe, kinders, besigheid, opbou, en dan ewe skielik, weg is daai babbel. Weg. Jou begeertes, jou drome, dit wat jy uitgesien het na, is weg en jy roep, Jesus, seun van Dawid, hoor my begeerte. Ek wil 'n familie hê, 'n funksionele familie, 'n familie wat by mekaar kan staan, 'n familie wat onderdruksaam kan werk, 'n familie wat u loof en prys, 'n familie wat hunker na u teenwoordigheid. Weg. Wat doen ons? Roep ons harder, Jesus, seun van Dawid, hoor my. Wat doen ons? Daar's nog so 'n babbel. Genesis 37, 5-7. En Israel, dis nou Jakob, het Josef meer lief gehad as al sy seuns. 'n Babbel van 'n familie
'n pa wat lief is vir sy seun, wat bereid is om sy seun te koester. 'n Seun wat drome het, 'n seun wat sy gedagtes spreek, 'n seun wat 'n begeerte het, 'n seun wat 'n babbel het. Weg. Maar dit eindig nie daar nie. Dit eindig nie daar nie. Want ja, Jesus is daar. Hy sien die babbels, net soos julle die babbels hier gesien het, maar weg. Wat het geword van hy babbel? Jesus weet van hy babbel. Jesus ken daai babbel. Hy ken hom. Hy ken ieder en elkeen van ons se lewe. Hy ken die intimiteit van ons lewe, die begeertes van ons lewe, die drome wat ons het. Dit ken hy. Dit ken hy. Petrus sit op die boot. Dit is laat in die aand. Hulle sien hierdie figuur op die water loop. Petrus se begeerte is om op die water te loop na Jesus toe. Jesus sê vir hom, kom na my toe, kom na my toe. Hy klim uit, hy loop, hy kyk om, ek loop op die water, weg is sy babbel. Jesus, seun van Dawid, red my. Jesus vat hom by die hand, tel hom op. Jesus ken ons babbels. Jesus ken elke situasie waarin ons onsself bevind. 'n Begeerte om iets te doen. Elisa, saam met 'n paar jong profete, is hulle besig om plek voor te berei vir waar hulle kan bly. 'n Man gaan leen 'n byl. Let wel, 'n geleende byl. Word gevind in 2 Konings 6 vers 5 en 7. En terwyl hy werk met die byl, julle ken die storie, is hy besig om die hout te kap. Hy weet hy moet die byl terugvat. So hy hout kap, daar gaan die kop van die byl. Dis nie sy byl nie. Hy is bekommerd. Sy begeerte om dit terug te gee is weg. Jesus ken die omstandighede. Jesus weet in wat se penarie die persoon is. Jesus weet van elke probleem in ons lewens. Daar's niks ooit te klein of te groot vir hom nie. Jesus en sy moeder, Johannes 2 vers 1 tot 5, is uitgenooi na 'n bruilof. 'n Bruilof wat 'n verwagting het. 'n Bruilof wat 'n viering het van geselligheid. Alles wat gebeur. Met die ingang van die bruilof. Hulle begeerte na meer druiwesap. Die druiwesap is klaar. O wee, die bruilof kan nie aangaan nie. Weg is die babbel. Jesus weet van die probleem. Sy moeder kom na hom toe en sê vir hom, die druiwesap is klaar. 'n tweede babbel gaan gebars word. Die woorde wat Jesus vir haar sê, is nie, hoor hierso, gaan kyk daar agter, daar is nog baie druiwesap nie. Ek het al reeds voorsien, nog voor jy gevra het. Die woorde is, wat het dit met my te maak? Voel jy soms in 'n situasie waar jy vir die Here iets vra en die Here sê vir jou, wat het dit met my te maak? Hoekom vra jy my? Hoekom vra jy my?
Hy sê sy uur het nog nie gekom nie. Voel ons soms dat ons die Here aanroep en die Here sê, hoekom vra jy my? Jy het 'n verwagting. Weg is jou babbel. Jy het niks. Jy staan met leë hande. Maria gaan na die disippels toe en sy sê vir hulle, nie dat die Here sê, hoekom vra ons hom nie? Sy sê, doen presies wat hy vir julle vra om te doen. Hoeveel van ons se babbel het al gebars en ons vra vir die Here, Here, maar wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Here, my babbel is gebars. En die Here vra vir my en vir jou, is jy gehoorsaam aan my insetting en my verordeninge? Doen jy presies dit wat ek van jou verlang? Wat is my en jou antwoord daarop? Nikodemus, my vriend, jy het nie alles nie. Ja, maar Here, ek het alles. Nikodemus, my vriend, jy moet wedergebore word. Hoe so, Here? Hoe so, Here, dat ek wedergebore moet word? Ja, Nikodemus, jy moet deur die watergraf gaan. Regtig? Doen ons presies dit wat die Here van ons verlang? Maria en Martha. Here, u geliefde vriend is siek. Here, u geliefde vriend gaan sterf. Maak gou asseblief, Here. 'n verwagting dat die Here alles gaan los, dis mos sy geliefde vriend. Hy gaan homself soontoe haas en sê, Lazarus, jy kan nie nou sterf nie. Die verwagting van Jesus wat dadelik kom, 2 dae laat. Die babbel is gebars. Ons hoop is verniet. U het te laat gekom. Nee, vriende, familie, Jesus is nooit laat nie. Die probleem is, soms het ons 'n babbel, maar Jesus is nie in die babbel nie, hy is buite die babbel. Hy weet van ons babbel, maar ons het hom nooit deel gemaak van ons babbel nie. Jesus is nie die middelpunt van ons babbel nie. Hy sien ons babbel. Hy weet die babbel gaan bars een of ander tyd. Waarheen draai ons wanneer hierdie babbel sê, poe? Jesus ken elke omstandighede in ons lewe. Hy ken elke omstandighede in ons lewe. Daar's 'n verhaal waar Petrus en Johannes stap, net nadat hulle in die kerk was. 'n verlamde man wat in afwagting sit en kyk en wag vir 'n almoesie, net 'n ondersteuningkie om te leef. 'n geweldige babbel wat hy het, want hy weet, die mense wat uit die kerk kom, het nou net tyd saam met die Here spandeer, hulle gaan kom, hulle gaan ietsie in sy mandjie sit, dat hy kan net aangaan vir die dag. 'n babbel, 'n verwagting wat hy het, en Petrus en Johannes stap, 2 vissermanne, sterk van gelaat. Hulle kom daar so, en hulle sien die man daar sit, en hulle kyk vir hom, en hy kyk vir hulle, 'n verwagting wat hy het, 'n verwagting van iets wat gaan gegee word, en hy hoor die woorde, silwer en goud het ons nie. Sy babbel bars.
hulle gaan my niks gee nie. Hulle gaan my niks gee nie. Ek soek iets asseblief, ek soek iets om te eet, ek soek iets. Silwer en goud het ek nie. Maar die volgende oomblik gee hulle vir hom 'n babbel waarin Jesus die middelpunt is. Jesus die middelpunt van die babbel wat sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ons wel vir jou vandag het, is Jesus jou verlosser, staan op en loop. 'n Babbel wat gegee word, waar Jesus die krag van is. Waar Jesus optel en sê, staan op en loop my vriend. Staan op en loop. Hoeveel van ons hier sit in afwagting, hierdie kerk gaan groei. Ons het 'n babbel vir hierdie kerk. 'n Geweldige babbel. Hierdie kerk gaan vol wees. Maar ons sit en wag. Hy gaan nie self vol word nie. Ons moet opstaan. Ons moet uitgaan. Ons moet gaan soek. Ons moet gaan kyk. As ons Jesus maak die senter van ons babbel, dan gaan hierdie babbel groei. Die babbel gaan groei, want Jesus is in beheer van dit wat gebeur. Dis nie my babbel nie, dis Jesus se babbel. Dis Jesus wat ons gaan dra. Dis Jesus wat ons gaan krag gee. Maar Jesus minag nie die babbel wat bars nie. Hy gee om vir my en vir jou. Want al bars ons babbel in 'n situasie waar ons familie miskien uitmekaar geskeur word, of die hoop wat ons het vir ons familie is nie verenig nie. Net soos Josef, wat geskei word van sy ouerskap. Hou dit nie daarop nie. Jesus is die een wat die babbel by mekaar bring. En hier's 'n gedeelte wat ek vir julle wil lees. Dis 'n geleende gedeelte, dis nie my gedeelte nie. Wat dit vir my so mooi by mekaar vat, dit wat ek vandag met julle deel. Miskien het van julle dit al gehoor, maar ek gaan dit weer lees, indien julle dit nie gehoor het nie. En ek wil hê julle moet mooi luister na hierdie woorde. Die titel is Gebarste babbels en flenterstukkies gebed. Vandag wil ek sommer net stil by u voete kom sit, Here. Soms kom die lewe en vat 'n mens se woorde vir u sommer net weg. Weg. Partymal raak 'n mens so in 'n gewoonte bid, vasgevang so heen en weer van woorde, met woorde van, liewe Jesus, sag en teer. Vergewe my sondes. Wees met almal wat siek en seer het. Dankie vir u liefde en genade. Amen. En dan hardloop ek verder, deur die dag, al lachend, partymal so fake. O ja, alles is fyn. Ek het my babbel hier. En dan, op 'n dag van die lewe, ons bid weg. Ja, Here, dis asof daar 'n babbel in 'n mens se hart is, en in daardie babbel leef jy die perfekte lewe, bid jy die perfekte gebed. In daardie babbel is daar nie plek vir dood of siekte of stikkend of seer of afdank by die werk nie. Nee, Here, daar's nie plek vir dit nie. In daardie babbel dink jy, die lewe sal nooit met jou gebeur nie. En dan gebeur die lewe. En 'n mens se babbel bars. En die dood van 'n hartsmens spoel jou oor 'n mens se hart, oor jou lewe, of jy raak skielik baie siek. Ja, dodelik siek, terminaal siek, of jy verloor jou werk, jou sekuriteit, en jou babbel bars.
En wanneer 'n mens se babbel bars, Here, spoel huil en die moeg en die bang en die kwaad dwars deur jou lyf. Bo oor jou denk en jou doen en gaan lê diep binne in jou oë, waar jy kan sien, besig om swaar te trek. Wanneer jou hart se babbel bars, raak jou bid ook so partykeer somme net weg. Dis dan wanneer 'n mens soos ure is verby, al die lewe se reëls hardloop en instorm waar u besig is om te werk en smeekend uitroep, Here kom. Dis wanneer ons u hande vasgryp en stikkend en snikkend sê, kom kyk Here my kind, kom kyk Here my lyf is stikkend, kom kyk Here, hulle het my beroof, kom kyk Here, hulle het my nagelaat vir die dood by die pad, kom kyk net asseblief Here. Wanneer ons flenterstukkies bid, voor u voete neersit, u dadelik die gebarste babbel raak sien, die hartseer, die stikken, die verslaaiheid wat op ons gesigte gaan lê, u sien dit Here, u sien dit. Wanneer ons flenterstukkies gebed voor u voete neersit, is dit u wat u hande sag versigtend om ons hart te vou, stil in ons oë kyk en sag vir ons sê, ek is hier, ek het kom stil staan by jou, ek is hier vir jou. Dankie Here dat u nie na die perfekte babbel gebed soek nie, want perfekte gebed sluit u uit die babbel. Dankie dat elke babbel, u ken dit selfs. Die gebarste babbel ken u en weet wat om met die rou stukkies gebed te maak. En wat daaruit loop, dankie dat u deur stikkende babbels loop tot diep binne in ons harte. En daar waar alles chaos en die mekaar is, begin u versigtig teer weer regpak en regmaak en heel maak en beter maak. Soms moet ons hart se babbel bars, Here, sodat u ook daar binne 'n plekkie kan kry. Verby al die fake van glimlag en sommer net soms voorgee en 'n masker dra. Soms moet ons hart se babbel bars, sodat u vrede soos bolletjies watta kan vat en hulle een vir een mooi pak om ons harte, om ons te beskerm, sodat u kan regmaak wat stikkend is. Ja, Here, u kom en u hou ons vas, sagtens met u liefde. Soms moet ons hart se babbel bars, sodat ons kan weet dat ons mekaar in flenterstukkies woorde met u mag praat, want soms, Here, net soms, keer die perfekte babbel ons onderste bo. Ja, Here, is net deur u, wat u by ons kan kom, wanneer ons babbel somtyds bars. Dankie dat u my hart se stikkende babbel, juis die paadjie neem na my hart. Eendag, wanneer u selfs ons gaan kom haal, dan sal daar nie meer stikkende babbels wees nie. My tentjie staan nog onder u genade, en opgewonde wag ek vir u wederkoms, my nuwe leefplekkie saam met u, en my geliefdes daar by u, waar daar nie gebarste babbel sal wees nie. Dankie Here Jesus Christus, my verlosser. Amen.